Oomblik as jy dit inspan, kan die diere nie meer beweeg waar hulle wil. Rondvoëls is voorheen 'n algemene gesig reg oor Afrika. Dit is 'n baie belangrike bron vir ons voedselsekuriteit. Baie is die gevaarlikste diere in Afrika, hè? Dis nou al 'n paar jaar vandat die mens die 7 biljoen kerf verbygesteek het op hierdie planeet. Dis 'n klomp mense wat almal wil eet. En een van die maklikste en tot dusver nog vriendelikste bronne om kos vandaan te kry vir ons ou mensdom is natuurlik die oseane. En hoe meer mense, hoe meer vis haal ons uit, op enige denkbare manier. Langlyne, kiefnette, bodemslepers, noem dit wat jy wil, enige ding wat op groot skaal als uit die see uit kan haal, is wat ons wil hê. En so tuimel die een spesies na die ander. Maar wat van ons varswatervisse? Ons binnelandse bronne, hoe gaan dit met hulle? Is hulle veilig? Maar dis nie net Johan wat wonder oor ons varswatervisse nie. Ons het die e-pos van 'n kyker ontvang wat wonder oor die vis wat langs die pad noord van Pretoria verkoop word. Is dit wettig en van waar af kom die vis? Kort op sy hakke het Wynand Brits, 'n ywerige hengelaar, vir ons foto's gestuur van geelvis wat sommer so langs die pad naby Frankfurt in die Vrystaat verkoop word. Geelvis is inheems en sover ons weet, is sulke verkope onwettig. En soos dit goeie aardwolwe betaam, spring ons in die trok om met Wynand te gaan gesels. Jy het vir ons foto's ingestuur oor die onwettige visvang. Hoe groot is die probleem volgens jou? Waar ons getel het op een dag, was by die 3 punte wat hulle verkoop het daar ten minste 80 vis gelê. So as hulle elke dag daai getal vis uit die water uithaal en of verkoop of weggooi omdat hulle dit nie verkoop aan die einde van die dag nie, dan kyk ons na 'n redelike groot hoeveelheid vis. En jy kan enige dag daar ry en jy sal die ouens daar kry. Dis nie net seisoonaal nie, hulle sit daar omtrent reg deur die jaar. En hoe meer ons rondvra, hoe meer mense kry ons wat kla oor die spesifieke probleem. How many fish they can take out with one net. Waar spesifiek het jy dit al gesien? Oh, everywhere. Renosterkop Dam in Northwest, Hartbeespoort, I've seen it. That was quite a disgusting sight. Vaal Dam, Vaal River, Orange River as well. Estuary is everywhere. It's just everywhere, even on the Zambezi River. En so sulke stories dikwels ontwikkel, word ons toevallig dieselfde tyd genooi om ons kant te bring by die jaarlikse skoonmaakaksie by Loskopdam in Mpumalanga. Hengel is 'n deel van baie Suid-Afrikaners se lewens. Vir party is dit 'n rustige tydverdryf, vir ander 'n ernstige sport. En dan is varswatervis ook 'n bron van kos vir baie. Loskop is een van Suid-Afrika se top hengelbestemmings. Maar oor die algemeen die grootste binnelandse kompetisie word gehou op Loskopdam. So is baie gewild. Ons praat van so 800 inskrywings, 800 plus. So ons kyk seker na so rondom 500 bote op die water. Maar baie mense beteken ongelukkig ook baie gemors. Jy weet die plastiek sakke en die tipe van goed wat rond lê is maar altyd 'n probleem. Bottels wat brande veroorsaak in die somer, daai tipe van goed. So dit is wat ons wil wegkry. Dat as ons hiernatoe kom, dat ons die natuur kan geniet soos hy veronderstel is om te wees. Soos dit hoort by sulke geleenthede, is die polisie se watervleuel ook daar, om seker te maak almal kom weer veilig aan wal. Maar soos dit die omgewingshelde wat hulle is betaam, help hulle ook sommer met die skoonmaak. Kaptein Grobbie Grobler en sy span is nie sommer gewone polisiemanne nie. Buiten hulle alledaagse polisiewerk hanteer hulle ook alles van verdrinkings en onwettighede in en op damme tot by hengelkompetisies. En boonop is hulle diens by geleenthede soos vandag dikwels vrywillig. Ek vra toe sommer vir Grobbies of hy iets weet van die visverkopers langs die pad en hy trek weg oor die grootskaalse nettery wat in baie van ons damme aan die gang is. Gelukkig darm nog nie so erg in Loskop nie. Nee, ek het baie nette nog hier gekry. En al die tyd wat ek hier werk, as ek 50 meter net uitgehaal het, is baie. Teenoor wat haal julle uit by 'n plek soos Renosterkop? Tot 700 meter op 'n dag. Daar en dan spreek ons af dat hy so gou moontlik vir ons sal gaan wys wat by Renosterkop aangaan. Maar ons moet eers 'n paar ander draaie gaan ry.
Buite die polisie is daar ook ander organisasies wat hulle kant bring in die veg teen onwettige visvang. Een van hulle is EcoCare Trust. En Bernard Venter, een van die stigterslede, se kantoor is toevallig hierbo by die Departement van Justisie in Pretoria. Dit is definitief 'n landwyse probleem. Hierdie hengelaars wat verteenwoordig is op die Hengelkonfederasie gee vir ons terugvoer op plekke waar in Suid-Afrika onwettig genet word. En dit is van die Weskaap deur tot aan die Zambesi rivier waar jy 'n gewellige klomp nette kry waar mense ongekontroleerd vis uit die water uithaal. En daar is syndikaate betrokke wat hierdie vis oplaai en verkoop. Ek is nie seker waar hulle dit verkoop nie, maar jy kan nou van die damme toe gaan in die week en kry jy 'n 5 ton lorry waar daar staan en die nette se vis word dan afgelaai. En damme self is die grootste probleem as jy jou inheemse spesies soos jou bloukurper teiken. Baie mense sê maar daar's baie bloukurpers, maar ons ervaring is dat jy bloukurpers kan jy baie maklik heeltemal uit die dam uitnet. Ons het goeie voorbeelde van waar daar so genet is dat al die bloukurpers in 2-3 jaar se tyd uit daai damme uitgenet word. Toe is dit tyd om self te gaan kyk waarvan almal praat. Renosterkop, oftewel Mkombo Dam soos hy nou bekend staan, lê op die grens tussen Mpumalanga en Limpopo provinsies. So halfpad tussen Loskopdam en Bella-Bella. Eens op 'n tyd was die dam besonder gewild onder die hengelaars. Maar dit lê oor die grens tussen twee provinsies wat polisieering moeilik maak. En soos amper oral in die land, het die provinsiale natuurreservaat om die dam feitelik in duie gestort. Vandag bestaan kaptein Grobler se span uit 2 vrywilligers. Jackie is 'n privaat paramedikus en Leon en sy hond Tara is lede van die polisie se Search and Rescue eenheid. Die dobbertjies verklik die nette sommer al van ver af. En terwyl Leon oorhang om die punt van die net te gryp, kom die neteienaars ewe verontwaardig aangeroei met hulle tuinharke. As jy naby kom en dan gaan hulle skielik begin backpedal. En dis ook presies hoe dit werk. Ek het al in die laaste paar 3-4 jaar 8 verdrinkings hier gedoen. Van hierdie netters, want hy raak verstrengel in sy nette. Hulle gee nie om wat die weeromstandighede is, die groot golwe, dan ry hulle so 2 op die bootjie. En dan val hulle om, dan sien ons hulle nooit weer nie. Ebo, ufunani? Ufunani? I've got a problem. You've got no life jacket. Where's your life jacket? Okay, go there. I'll find you there. Then you show me. Praat beter Engels. So 10-1 is Zimbabweërs, baie Malawiërs, Mosambikers. Het ons baie al gekry. Daar's eintlik nie veel wat grobbies kan doen nie, want hoe bewys jy nou dis hulle nette? En hy moet die minder ywerige natuurbewaarder vra om hulle te vang as hulle land. Send the bakkie there, I'll appreciate it. Unfortunately, I don't have enough people to cover there as well. Partykeer vat hulle palmietriete. Dit moet baie frustrerend wees om so te moet werk. Okay, Leon, gaan hy nog voor ons, né? En Leon en sy reddingshond Tara is eintlik 'n hele storie op sy eie. So hy is geleer om verdrinkings te doen. Hulle gebruik ons op ramptonele waar aardbewings was, collapse structures, mense wat onder rommel lê. Ons doen high angle rope rescue, soft water rescue, voetvloedings en al daai goeters. So hy is geleer vir alles vir dit. Nou die vis hier agter gaan nie eens die hond kan red as jy dan langer praat. Stukkie vir stukkie begin ons die net intrek. En ons eerste blou kurper vir die dag. Kurper wat die Mosambikse kurpers. As hy nie te beseer lyk en los hom. Ja, as hy nie te beseer lyk, dan gaan ons hom laat gaan. Leon het 'n mes, né? Dan kyk maar as hy net in sy kiewe is, dan moet ons hom maar uithaal, Johan, dan is daar ongelukkig nou niks wat ons kan doen nie. Dan is baie hartseer om dit te doen, maar ons kan nie anders doen. Is hy alright? Los hom dan. Maar die volgende een is gelukkig en kry nog 'n kans. Ja, is wonderlik. Jy sien net is nog vars. As hy 3 ure hier is nie, dan is hy vis gedoem. Maar ek dink hierdie ou het sy net skoon gemaak en teruggesit. Dan kom hy vanmiddag 4 uur weer. Maar hierdie net is wat hy's wat bang skat jy hom. Ja, seker 250 as dit nie 300 meter is nie. Ons het hulle 700 meter net uitgehaal. Vol dooie vis, vars vis. 700 meter lank. Een net. Dis harde werk want die net is swaar en die lossny is nogal 'n proses. Ek wil natuurlik nie die vis of myself raak sny nie. Okay, so ja, dit is maar nie. En die ouetjies verstaan ook nie eintlik van stil lê nie. Kry wat in die nette vassit op Jan kormorante veral eende. Hy het homself gerelease.
Dis duidelik dat hierdie nette nie gemaak is vir vis nie. Grobbie sê dis eintlik vragnette wat groot vragmotors gebruik en wat maklik bekombaar en relatief goedkoop is. Het jy hom? Party ouens knoop ook hulle eie nette. En daar is selfs die wat gewone skadinet gebruik om mee vis te Sy vang. het seer gekry. Ja, sy hierso oral waar die nette was 'n stuk. Okay, maar hoe lyk haar kiewe? Hier kom bloed uit, kaptein. Okay, nee, maar moet haar dan maar nie terugsit nie, maar Hier was bloed, dis nie hier kom nog. Ja, nee, wat as haar kiewe gebloei het, dan kan ons haar maar los. Sy gaan dit nie maak nie. Die vieslikheid van die nette is dat sy gaatjies klein is en niks deur hom kan kom nie. Daar kom 'n baber, daar's ons eerste baber vir die dag. Wat ongelooflik is hoe lank hierdie net is. Ek dink ek trek omtrent 'n meter op 'n slag. Ek is nou Gaan sy, dis alright. Leef sy? Ja. Maar ek het nou al meters en meters en meters Sy dit kan maak. Die moddervisie is erg verstrengel. Dis 'n redelike sterk vis. Hierdie een het nou Okay, nee, toe maar die kop was heel toe met die net gewees en ek dink nou het gelyk asof hy of sy lewe voordat dit op die boot gekom het, maar dis verby vir hierdie een. Ek vra nou of hulle nie vis CPR ken nie, maar kry ek sushi grappie, so blykbaar nie. Ek sê die ding is vreeslik baie van hierdie visse is op die oomblik besig om kei te skiet. So jy weet ek sien die eiers as jy nou lossny. Met ander woorde, dis nie net hierdie vis wat gevang word nie, dis volgende jaar se kleintjies ook. Dis wat dit so hartseer maak. Hulle word geslag of verwyder of hulle nou vol eiers is of nie. Hulle gee nie om watter seisoen is nie. Reg deur die jaar kry ons nette. En dis elke dag. Jy kan oor 'n week terugkom dan gaan jy weer kry. Ons het net vir 'n dag kom kyk, maar verseker is hier eintlik heeltemal te veel goed om uit te haal. Wat baie sleg is vir ons ook 2-3 jaar terug het ons visse van 1 kilogram en groter gekry. Hulle is almal nou die grootte. Die impak van hierdie intensiewe nettery op ons visgetalle moet geweldig wees. Dis eintlik net ongelooflik om te dink. Dis een groot doodmaakmasjien wat hier lê. Weet en is goed wat onwettig is binne in ons damme. En dan net aan en aan en aan. Ek meen dat die enigsins nog vis in die damme is as dit so aangaan is eintlik 'n wonderwerk. Na 'n hele paar uur se trek het ons darm al 2 van die nette uit en ons kies koers oor. Skip blykbaar nie van gister af. Die dam is baie vlak en is fyn kyk en mooi manoeuvre om die onderwater sekelbos mis te ry. Die reservaat is dalk prakties al ten gronde, maar is lekker om te sien hier is darm nog lewe. Hier laai ons met 'n bietjie gesukkel die nette af. Om die net te brand is seker nie die mees omgewingsvriendelike antwoord nie, maar hulle kan onmoontlik nie week na week die meters en meters nette wegry nie. En ten minste is hulle nou verseker niemand sal ooit weer die een kan gebruik om mee vis te stroop nie. Dan is ons weer terug op die water. En die volgende net is nie 'n mooi prentjie nie. Hy is seker maar hier vergeet, want dis net een lang ry vrot vis. Ek is nou by Henop's piknikterrein. Dis 'n baie gewilde piknikterrein. Hier kom baie mense want hier is water. Ek meen ons ou mensdom is tog so lief vir water. Maar kyk nou hier is 'n visnet. Hy kom nie van hier af nie. Hier is nog een van die wat ons uitgehaal het by Renosterkop. Maar hy is 'n monster. Dis gewone vislyn. En kyk net hoe baie van dit is hier. Ons kat hierdie net seker maklik 700-800 meter lank. As ek hom nou oor hierdie rivier moet span, sal ek hom maklik 10 keer heen en weer kan span en hy gaan als vang wat daarin leef, want die gaatjies is maar klein. En as dit waar is wat die kykers vir ons vertel, dat baie van ons damme en riviere hierdie probleem het, dan praat ons nie meer van gewone visvang nie. Ons praat nou van georganiseerde misdaad wat vanuit 'n wetstoepassingshoek heeltemal buite beheer geraak het. Op pad terug van Renosterkop af het ons besluit om te gaan soek na daai visverkopers waarvan ons in die eerste e-pos gehoor het net noord van Pretoria. Maar voor ons hulle nog kon in die hande kry, het ons by een van die inwoners daar langs Bonacordam presies dieselfde storie gehoor. Ons het al probeer alles doen daarvoor. Ons het hulle al gevang, maar ons het dit al gerapporteer ook. Niemand kom uit nie, niemand kom terug nie. So dit klink nie asof hulle iets wil doen omtrent dit. Fresh. En ja, bo by die pad kry ons kerels wat vis verkoop, maar hulle hou vol, dis met lyne gevang. How did you catch the fish? Did you use rods or no nets? Ek het gedink dit gaan nogal moeilik wees om vas te stel waar hierdie nette vandaan kom, maar toe ons nou eers begin navraag doen, toe blyk dit daar is eintlik net een groot maatskappy in Suid-Afrika as mens nette praat. Hulle bestaan al 50 jaar lank en hulle maak nette vir
enige aanwending. Van amptelike visvangnette in die diepsee, al die pad tot by nette wat onder die grond in die myne gebruik word en militêre aanwendings. Jy noem dit op, as dit net is, hulle maak hulle. Nou, die vraag is net, weet hulle waarvoor party van hulle nette aangewend word? En het hulle dalk 'n voorstel oor wat 'n ou kan doen daarmee? Kom ons gaan vind uit. Het julle al ooit gehoor daarvan dat ouens hierdie nette gebruik vir visvang? Wel, ek weet die mense vang visse met ons nette, maar en ek weet in Zimbabwe en daar ontvang hulle vis, weet die tilapia en goed, maar waarvoor hulle dit gebruik aan die einde van die dag weet ons eintlik werklik nie. Enige ou kan instap en 'n net koop en dit vir enige ding gebruik. So met ander woorde wat jy vir my sê is as 'n ou sê net maar ek wil 'n spesifieke visnet koop wat gemaak is vir visvang, dan kan ek hom instap en by julle kom koop. Ek het nie nodig om 'n permit te wys of iets nie. Nee, jy het nie permit nodig nie. Jy kan net bestel, ons kan hom vir jou opmaak. Ja. Maar hoe kan dit wees? Sekerlik moet jy 'n permit hê vir so 'n dodelike apparaat. Is dit wettig om met nette te vang? Wat is die kort antwoord daarop? Kyk, vang met nette is ongetwyfeld, dis onwettig. Daar's nie eers 'n fyn lyn nie. Dis totaal en al onwettig. As jy met 'n net vis vang of selfs 'n net in jou besit het, dan dit is totaal en al onwettig. So daar's nie 'n fyn lyn nie. Die insameling van intelligensie is 'n belangrike deel van wetstoepassing. Hoe goed werk daai deel van die stelsel nog? Op die oomblik nie goed nie. Want ek sê wat gebeur het. Ons het toe ons oorgeskakel het van die ou Transvaal natuurwaring na Gauteng natuurwaring. Was daar 'n benadering om meer poste op 'n hoër vlak te kry? Met ander woorde, om meer natuurbewaarposte te kry en in daai oefening het ons weggedoen met ons veldwagterposte. Wat ons op daai stadium gedink het, dit gaan werk, want nou het jy 'n hoër gekwalifiseerde ou, meer van hulle so behoort beter te werk. Wat intussen nou eintlik vir ons bewys het, dit werk nie, want jy het nou jou intelligensie op grondvlak, jou insamel van inligting, het jy heeltemal verloor. As gevolg hiervan is hulle vandag eintlik heeltemal afhanklik van inligting van die publiek. Dis die tipe van inligting wat ons sal op staat maak, want so ek sê, ons het nie die mannekrag om patrollies op ons eie basis te doen nie. Ons het 'n baie groot beperkte mannekrag. Wat my bekommerd maak, is hardnekkige gerugte dat die regering eintlik klaar boedel oorgegee het met die stryd en daarin dink om sommer heeltemal weg te doen met die permitte vir die nette. Persoonlik dink ek nie ons moet daai wetgewing laat gaan nie, want volgens my kan ons nie ons vry toegang daartoe gee nie. Dit moet op een of ander manier beheer word, of deur permitte of 'n lisensiestelsel. In baie van die programme wat ons doen, is dit eintlik op die ou end maar net dieselfde ou storie. Wanneer dit by omgewingsbewaring kom, lê die probleem nie so erg by die feit dat ons nie die wette het nie. Ons het van die beste omgewingswette in die wêreld. Die probleem lê by die toepassing daarvan. En wanneer dit by die toepassing kom, is dit nie 'n gebrek aan toewyding van die mense af nie. Meer toegewyde mense as byvoorbeeld Grobbies en sy span sal jy nie sommer sien nie. Die probleem is, daar is te min mense. Natuurbewaring het nie meer genoeg poste op die grondvlak om te weet presies wat aangaan en waar die krisisse is nie. Die polisie se begroting is te klein, hulle kan nie meer bote op die water sit en meer mannekrag beskikbaar stel nie. En so loop die probleem aan. Wat ons varswatervis betref, dink ek, as 'n paar mense elkeen elke dag 'n paar visies vang omdat hy honger is of sy mense honger is of vir die lekker, dan is dit seker volhoubaar. Maar ons is 50 miljoen mense in hierdie land. As 'n paar duisend mense elkeen 'n net van 'n kilometer of wat span elke dag met klein gaatjies wat eenvoudig als vang wat in daai water leef, om 2 keer 'n dag leegmaak, dan gaan dit nie werk. Ons het al verskeie bydraes gehad van broeiparasiete by voëls. Dis nou goed soos koekoeke, né, waar die wyfie haar eiers in 'n ander voël se nes lê en die dan al die grootmaakwerk laat doen. Dis 'n heel algemene verskynsel. Ons het al een keer gepraat oor die mytjie, maar daar is ook paradysvinke en daar's vleiloeries wat dit doen. En die Piet my vrou. Nou die Piet my vrou lê gewoonlik haar eiers in 'n Jan Frederik se nes. Maar sy is nie so 'n spesialis nie. Sy lê haar eiers in omtrent 15 ander soorte voëls se neste ook. Maar wat ek nog nie gesien het nie, wat regtig die perke van verbeelding bietjie rek, is dat sy hier haar eiers in 'n kookstertjie se nes gelê het. Nou mens wonder, hoekom hierdie ma kookie daarom nou nie agterkom hierdie kuiken is buite proporsie nie en aanhou om die ding te voer. Die rede is dat daai kuiken so aanhoudend bedel skree en so deurdringend
Laat nie net die kookie nie, maar sommer voëls wat verbykom die ding voer, né? Nou van broedsorg gepraat, Edwin van Saldanha het vir ons hierdie foto gestuur van 'n skink wat lewendig geboorte gee. En hy wil nou weet of dit normaal is. Ons weet dat trapsiekies, slange, akedisse, geitjies, sommige spesies lê eiers en sommige spesies gee lewendig geboorte. Maar wat aan hierdie Kaapse skink nogal snaaks is dat hy in sommige streke lewendig geboorte gee, in ander streke lê hy eiers, dieselfde spesie. Nou die eierleery by reptiele is nie eintlik lewendige geboorte nie. Dit is eiers wat in die liggaam uitbroei en uitkom dan as lewendige kleintjies. En hulle het mos nou nie eierdoppe nie, hulle het mos hierdie perkamenterige eiers, wat nie 'n probleem is as hulle binne in die ma uitbroei nie. En as hierdie kleintjies dan uitkom, is daar ook geen broedsorg, soos wat ons kry by dinosourusse en voëls en soogdiere nie. Hierdie goed is absoluut aan hulle self oorgelaat, of hulle nou uit eiers kom of uit die ma uitkom. Marietjie het hierdie dwerggeitjie afgeneem hier in Sandton, en dis die enigste geitjie wat in die dag rondloop, né? Nou hierdie dwerggeitjies, soos alle geitjies, kan hulle sterte afgooi wat dan wriemel en die vyand weglok, né? Dit is 'n verdedigingsmeganisme, maar dit kom teen 'n prys. Die prys is eerstens dat geitjies hulle vet in die stert stoor en hulle baie energie verloor. Tweedens het hulle aan die onderkant van die stert ook die vasklouweefsel wat aan hulle voete sit. Met ander woorde, dis so 'n 5de ledemaat, né, wat hulle nou verloor het vir 'n ruk. Daarom hergroei hulle dan die ding, maar sonder 'n wervelkolom. Op 'n ekstra kan jy sien daar's nie wervels in nie. Nou, hierdie een het nie weggekom nie. Dis 'n akedus wat nie sy stert afgegooi gekry het nie, en Hannes het hom afgeneem. Dis 'n bosveld akedus en 'n jongetjie wat hierdie swart en wit kleure het. En wat hom gevang het, is 'n muurleeu. Nou dis verbuisterend. Dis die eerste keer wat ek 'n muurleeu sien wat 'n werveldier vang. Is natuurlik nie een van daai klein muurleeu larfies in die putte nie, maar 'n groot soort wat vrylewend is. Hy sit onder die sand, voel die vibrasies van iets wat omtrent sy kapasiteit of grootte lyk wat hy kan vat en spring uit en gryp die ding. Spuit hom dan in met verteringsensieme en suig hom uit, né? Nou hierdie akedisse, hierdie bosveld akedisse se jongetjies het spesifiek hierdie snaakse kleure en baie opvallende kleure, en dit word gedink dat hulle dalk oogpisters naboots. Want oogpisters het hierdie waarskuwingskleure. Hy loop selfs soos 'n oogpister, né? En sy stert is gekamoufleer want 'n oogpister het nie 'n stert nie. Dit kan wees dat hierdie muurleeularf selfs gedink het hy vang 'n oogpister. Hannes, wonderlike rare skoot, eerstens van 'n rare akedus en tweedens van 'n rare vangskoot. Jy wen ons weeklikse Bushtec Canvas en Tentprys wat 'n tent, 'n gazebo en 'n paar lekker kampgoed insluit. En almal wie se bydraes uitgesaai word, kom in aanmerking vir ons groot jaareindprys, 'n bos mansion en ander speelgoed wat vir 'n gemaklike kampvakansie sal sorg. Sowel as 2 nagte se verblyf vir 2 mense by die Springbok Privaat Natuurreservaat, en dit sluit vlugte en motorhuur in. Mense, stuur julle bydraes vir ons. Dit is altyd fascinerende goed wat inkom. En tot volgende keer, totsiens.